Josua 24, vers 16 tot 33. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie. Want die Here ons God, hy is die een wat ons en ons voorvaders uit Egipte land, uit die plek van slawerny laat optrek het, en wat voor ons oë daardie groot tekens van mag gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad waarlangs ons gegaan het, en onder al die volke waar ons deurgetrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf en die Amorite wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua sê vir die volk, julle sal nie in staat wees om die Here te dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n besitlike God, hy sal nie julle oortredings en sondes vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en 'n einde aan julle maak, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal net die Here dien. Daarop sê Josua vir die volk, julle is getuies teen julleself dat julle self die Here vir julle gekies het om te dien. Hulle het geantwoord, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode in julle midde en rig julle harte op die Here, die God van Israel. Toe sê die volk vir Josua, ons sal net die Here ons God dien en ons sal net na sy stem luister. Josua het op daardie dag namens die volk 'n verbond gesluit en vir hulle vaste voorskrifte en bepalings neergelê in Sichem. Josua het daardie woorde in die boekrol met die wet van God neergeskryf. Toe het hy 'n groot klip geneem en dit opgerig daar onder die groot terebintboom wat by die heiligdom van die Here is. Josua het vir die hele volk gesê, kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here wat hy met ons gepraat het, gehoor, en hy sal teen julle 'n getuie wees, sodat julle nie julle God verloon nie. Daarna het Josua die volk weggestuur, elkeen na sy erfdeel. Na hierdie gebeure het Josua, seun van Nun, die diensknegt van die Here, op die ouderdom van 110 jaar gesterf. Hulle het hom begrawe in die gebied van sy erfdeel in Timnat Serach, wat in die heuwelland van Ephraim is, noord van die berg Gaas. Israel het die Here gedien gedurende Josua se leeftyd en gedurende die leeftyd van die oudstes, wat lank na Josua nog geleef het en al die dade van die Here geken het, wat hy vir Israel gedoen het. Die beendere van Josef, wat die Israeliete uit Egipte gebring het hulle in Sichem begrawe, in die stuk veld wat Jakob vir 100 keseta gekoop het, by die seuns van Hamor, die vader van Sichem. Dit was die nageslag van Josef se erfdeel. Eliezer, seun van Aaron, het ook gesterf. Hulle het hom begrawe op die heuwel wat aan sy seun Pinias behoort het, en wat in die heuwelland van Ephraim aan hom gegee is. Hoe verstaan ons Josua se woorde, dat die volk nie in staat is om die Here te dien nie? Josua sê vir die volk dat hulle al die vreemde gode wat in hulle midde is, moet verwyder. Watter dinge in jou lewe plaas jy soms voor God? Josua rig 'n klip op om die volk te herinner aan hulle verhouding met God. Watter dinge is daar in jou lewe wat jou herinner aan God se voorsienigheid? Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan onthou dat U deur al die jare ook saam met ons 'n pad stap en dat ons nooit alleen is nie. Here, ons is jammer dat ons soms ander dinge voor U plaas, dat ons herinner moet word aan die groot liefde en genade vir ons. Here, help ons om net op U alleen te vertrou en ontslae te raak van ander dinge wat ons aandag van U aftrek. Ons bid dit
in die naam van ons drie-enige God alleen. Amen.